hoekom? Want dit was vir hulle bekend. Soms is die onbekende baie traumaties vir ons. Wie van julle is op daai, jy weet as iets fout, dalk met jou gesondheid, jy sal eerder die slegte nuus kry van die dokter, as wat jy nie weet wat aangaan nie. Ek is so. Ek sal eerder wil weet wat aangaan, want dan kan ek my kop reg kry vir dit. Maar daai onbekende, die feit dat ek nie weet nie, dat ek nie kan beplan nie, die onbekende is vir ons dikwels baie traumaties. En daarom verlang ons terug na wat bekend is. Want wanneer jy in God is, en wanneer jy besluit het om jou lewe vir God werklik te gee, en jou verhouding met God is nie meer net elke Sondag kerk toe kom, en dit sit nie, maar dat jy elke dag wandel saam met die Here, dan sê jy in 'n nuwe omgewing, jy's in new territory. Nee. Jy's in 'n nuwe lewe, jy's in 'n nuwe plek. Jy's nie meer waar jy was nie. Maar ons almal is soms skuldig hieraan. Ek is skuldig hieraan. Ons verlang terug na jou ou lewe. Jy verlang terug na daai lewe voor jy in afhanklikheid van God gewandel het. Dis, luister, kyk wat sê ek hierso op hierdie slide. Jy kan dalk uit Egipte wees, maar Egipte is nog nie uit jou uit nie. Hoeveel keer gebeur dit dat ons gesindheid word so getoets? Jy dink jy's 'n Christen, jy dink jy doen die regte ding, jy dink jy's 'n kind van die Here, maar laat dinge bietjie rof raak. Dan kom daai ou mens weer uit. Dan kom Egipte weer uit. En soms toets hierdie antwoord of ons geestelik gereed is vir wat God gee. Want soms is ons nie reg vir dit. Soms is jy nog nie reg nie. Soms moet jy eers aan jou gesindheid werk. En dis altyd 'n ding wat ek doen wanneer ek bid, is ek kyk na my gesindheid. Vra ek hierdie met die regte gesindheid? Of doen ek dit vir selfsugtige redes? Want God weet wat jou gesindheid is. En dan my laaste punt. God se voorsiening is dikwels tydelik, maar dis altyd transformerend. Manna was nie die permanente oplossing, korrek? Dit was vir 'n tyd, dit was vir 'n seisoen. Jy weet die interessante ding, almal van ons in hierdie kerkgebou, ons almal bid waarskynlik vir verskillende goed, korrek? Al miskien hier en daar is al min of meer bietjie overlap, maar oor die algemeen, om te bid vir iets is baie individualisties. Jy bid vir iets baie spesifiek tot jou lewe. Maar het jy geweet, God sal daai spesifieke gebed op sy manier en volgens sy wil antwoord. Maar het jy geweet, die doel is dieselfde vir ons almal. Selfs al is ons gebede verskillend en die onmiddellike antwoord of voorsiening wat God gee anders, die groter doel is dieselfde vir ons almal. God wil jou transformeer. Die doel, die eindpunt is nie die voorsiening of die antwoord op daai oomblik nie. Die doel is God voorsien aan jou om jou te transformeer tot 'n beter mens. En jy, die vraag wat jy moet vra is, hierdie ding wat God nou oor jou pad gebring het, dit kan goed wees of dit kan sleg wees. Onthou, God voorsien nie net goeie dinge nie. Dis 'n groot skok vir mense. Ek moet versigtig wees as ek hierdie in 'n Pinksterkerk preek baie keer. Want jy weet, ons dink as God vir ons gee, is dit net goeie dinge. En God laat slegte dinge nie met my gebeur nie. Dis nonsens daai. Soms kan teëspoed en slegte dinge die beste ding wees vir jou. Het jy dit geweet? Want dit maak jou sterker. En dit bou karakter. En jy kom sterker uit. Wys my iemand, kan ek gou vir julle iets sê? Gaan bietjie na Hollywood toe, gaan bietjie na daai rykes toe, wat alles kry.
Alles word net vir mense gegee. Nee, deesdae het hulle al hierdie programme en hulle wys dit op TV, hulle is nie skaam oor nie. Het jy al 'n bietjie van hierdie realiteitsprogramme op TV gekyk van hoeveel geld en hoe die mense mors? Jy weet, ek dink by myself, in een episode het hulle genoeg geld gemors om 'n hele dorpie te kan oplig en ophef. Dis eintlik 'n skande. Jy weet, maar kyk 'n bietjie na die ryk mense, byvoorbeeld van Hollywood, jy weet, hulle het so baie geld, alles word net gegee. Maar kan ek vir jou sê, as jy nie swaar kry nie, bietjie swaar kry, bietjie teëspoed, bou wat? Sê julle vir my. Karakter. En is karakter goed of sleg? Dis goed. Sê vir my, daai moeilike ding waardeur jy gegaan het en waardeur jy is, jy het deur dit gekom, jy het dalk nog geletsel hier of daar, jy is dalk nog nie 100% lekker nie, maar jy is deur dit en dit het jou sterker gemaak. Korrek? Hoekom gaan God nie sulke goed oor jou pad bring, wat jou sterker gaan maak? Dis moeilik wanneer jy in daai oomblik is. Dis moeilik. Want jy vra, Here, hoekom voorsien U hierdie aan my? Hoekom het U hierdie antwoord gegee? Hoekom gebeur hierdie goed met my? En jy gaan nie weet hoekom nie. Maar wat jy eintlik moet vra is, hoe gaan hierdie my sterker maak? Hoe gaan ek deur hierdie kom? Hoe gaan hierdie my transformeer? En dit was die doel van die manna. Dit was presies die doel van die manna. Jy moenie 'n tydelike antwoord of 'n tydelike voorsiening of 'n tydelike ding wat oor jou pad kom verwar met 'n permanente roeping, met 'n permanente visie en met 'n permanente missie. Dis die belangriker ding. Moenie die manna aanbid nie. Vertrou die God van die manna. En weet dat dit wat hy vir jou gee, ek gaan nie die laaste slide gebruik nie hoor. Dit wat hy vir jou gee, dit wat hy oor jou pad bring, is om jou te transformeer. Dis hoe gebed en God se antwoord werk. God antwoord altyd op 'n manier wat jou 'n beter mens sal. Maak dit sin vir jou? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons gebede hoor en dat U antwoord en dat U voorsien. Here, U antwoord en voorsien nie altyd op 'n manier wat bekend is vir ons nie. In meeste gevalle, Here, is U voorsiening letterlik manna. Wat is dit? Ons ken dit nie. Dikwels kom U antwoord en U voorsiening met 'n opdrag, Here. Ons moet iets terug doen. Daar's 'n dinamiek tussen ons en U, Here. So bou ons geloof, so toets ons en U ons gesindheid. En so word ons getransformeer. Help ons, Here, dat wanneer ons bid, dat ons sal dink aan Eksodus 16 en aan die manna. En dat ons sal verstaan, Here, dis nie so eenvoudig soos net gee en ontvang nie. Ja, dis daar. U gee en ons ontvang met dankbaarheid. U gee uit genade. Maar dis die wonderlike ding van die genade wat U gee. U voorsien selfs in dit waarvoor ons nie gebid het nie. U voorsien selfs in dit, Here, wat ons nie verstaan nie. U voorsien selfs, Here, in die behoeftes wat ons nog nie eens weet ons het nie. En dit is om ons karakter te bou en ons sterker te maak. U is 'n wonderlike God, Here. En soos ons in hierdie Kerstyd ingaan en ons dink aan gee en ons dink aan geskenke, laat ons nooit die gawe bo die gewer verhef nie. Ons bid hierdie nou in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die afkondiging.
Chris, dit klink nou verskriklik geuit. As mens sê, die boodskap was vanoggend vir my, maar dit was vir my. Baie dankie in ons omstandighede. Ons Kersdiens is donderdagoggend om 8:00. So as jy 9:00 kom, gaan jy betyds wees vir die kerskoek en die tee na die tyd. En op die 28ste het ons nie 'n diens in die kerk nie. Dominee Charlotte Sibanyoni gaan vir ons 'n diens op YouTube bring, wat ek vir julle sal uitstuur as julle naam op die groep is, wat die eredienste ontvang elke Sondag. Die kerkkantoor is gesluit van Kersfees tot, ons begin die 5de week te werk, maar in die blaadjie is my en Teresa se selnommers. As daar enige iets is, bel ons asseblief. Ons kan baie dinge oor die telefoon reël, en as daar iets moet gebeur by die kerk, dan kan dit gebeur. Dan, op die eerste bladsy van ons blaadjie is altyd die name van ouens wat swaar kry en waarvoor ons dankie ook sê. En vanoggend is Martie hier by ons in die kerk, wie se seun 'n lang stryd teen kanker. En dit gaan beter met hom, maar dit bly swaar. En dan is Imker vandag terug by ons. En Imker, ons wil net vir jou sê, baie welkom. Ons is bly jy is weer hier, en ons sien uit om donderdag, Kersdag, vir jou agter die orgel te verwelkom. Baie dankie. Charlotte, baie dankie. Ek wil hê jy moet ook weet, ek praat nou namens die gemeente, maar ons weet van die tyd wat julle ook nou gaan, en ons bid vir jou, en vir julle, julle gebede is met ons, en ek is bly die boodskap het vir jou iets beteken, maar ons is ongelooflik lief vir jou, en jy hou ons by mekaar hierso, en ons gebede is met jou en jou gesin, hoor. Broers en susters, kom ons staan nou saam, en dan gaan ons 'n laaste slotlied sing. Father, Lord,
Baie dankie. Ek wens elkeen van u 'n hartlike geseënde Kersfees. Mag dit vir jou 'n pragtige dag wees vir jou en jou gesin, en onthou asseblief dat God is met jou. God antwoord nog steeds gebed, en God vorm ons elke dag nog meer en meer tot die mens wat hy wil hê ons moet wees. As jy op Kersdag so 'n kansie kry, ek praat ook paar keer deur die dag op RSG, so as julle klaar is met die diens hierso, kan julle dit gerus ook gaan luister as julle nie moeg is vir my nie. Maar andersins wens ek julle 'n geseënde Kersfees en 'n baie voorspoedige nuwe jaar, en baie dankie Charlotte en aan die leierskap van die gemeente dat julle my hierso nooi om te kom preek. Dit is vir my altyd, dis ver ry, maar die feit dat ek hiernatoe kom maak dit 'n kort trip. En ek sien baie uit om julle in die volgende jaar weer te sien. Ontvang die seën van die Here, mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen en amen. 'n geseënde dag.